Dag maatjies, vandag wil ek vir julle die storie vertel van Dawid die skaapwagter. Dis 'n storie uit God se woord, die Bybel, soos gevind word in 1 Samuel hoofstuk 16 tot 20. Lang gelede in die dae van koning Saul van Israel, het 'n seun met die naam Dawid sy 7 broers gehelp sy pa se skape oppas. Alhoewel hy die jongste was Dawid baie sterk en braaf. Hy was lief vir God en hy het op hom vertrou. Hy het in die stad Bethlehem gewoon. Een keer het 'n leeu die skape aangeval om 'n lammetjie te vang vir ete. Jong Dawid het die leeu aangeval. Hy het die lammetjie weggeruk en die grommende leeu aan sy baard geruk en doodgemaak. Dawid het geweet dat God hom gehelp het. Samuel, God se profeet, was nog hartseer dat koning Saul God gefaal het. Hoe lank gaan jy nog treur oor Saul, het God geraas. Ek stuur jou na Isaai. Ek het my koning gekies tussen sy seuns. Isaai was Dawid se vader. Samuel het geweet koning Saul kan hom doodmaak as hy hom gaan om 'n ander koning te soek, maar hy was gehoorsaam aan God. Met Samuel se aankoms het Isaai 7 van sy seuns aan Samuel gewys. Samuel sê aan Isaai, God het nie een van hierdie gekies nie. Daar was nog net Dawid die jongste oor. Hy was besig om skape op te pas. Hulle het vir Dawid gebring en die Here sê, staan op, salf hom, want hy is die een. In Saul se paleis het die gees van die Here Saul verlaat en hy was soos 'n waansinnige. Sy slawe het gedink goeie musiek sal hom kalmeer. Een van hulle het 'n jong man geken wat die harp gespeel het. Kan julle raai wie dit was? Ja, dit was Dawid. Dawid se musiek het Saul rustig gemaak en gehelp dat hy reg dink. Saul het Isaai gevra of Dawid in die koning se diens kan bly. Wanneer Saul depressief of bang was, het hy vir Dawid gevra om vir hom te speel en dit het hom rustig gemaak. Dawid het huis toe gegaan en Saul het 'n groot geveg gehad met die Filistyne. Dawid se broers was van Saul se manskappe. Isaai het vir Dawid na die slagveld gestuur om vir sy broers kos te vat en uit te vind hoe dit met hulle gaan. 'n Groot Filistynse reus, Goliat, het die Israelitiese soldate bang gemaak. Kies self 'n man en laat hy hierheen kom, het Goliat geskreeu. As hy teen my veg en my verslaan, dan sal ons julle slawe wees. Maar as ek hom doodmaak, sal julle ons slawe wees. Al die mans van Israel het gevlug toe hulle die reus sien en was verskriklik bang. Dawid sê aan Saul, ek sal gaan en teen die Filistyn veg. Saul het sy uitrusting vir Dawid gegee om te dra. In plaas daarvan het Dawid net sy slingervel geneem en 5 gladde klippies in die spruit gekry. Goliat het gelag toe hy Dawid sien, wat nie eens 'n wapenrusting dra nie. Ek sal jou vlees gee aan die voëls van die lug en die ongediertes van die veld, skreeu hy. Ek kom na jou toe in die naam van die Here, antwoord Dawid. Vandag sal die Here jou in my hand gee, want die stryd is die Here se. Dawid het reguit na Goliat gehardloop. Terwyl hy so hardloop, slinger hy 'n klippie reguit in Goliat se voorkop. Goliat val neer. Dawid het vinnig Goliat se groot swaard geneem en sy kop afgesny. Toe die Filistyne sien dat Goliat dood is, het hulle gehardloop vir hulle lewens. Koning Saul het nie onthou dat dit dieselfde Dawid was wat hom gekalmeer het met die harpie. Hy het Dawid in beheer gesit van sy leer. Hy het jaloers geword wanneer die mense Dawid geëer het met sy oorwinnings. Wat meer kan hy nog kry as my koninkryk, het Saul gedink. En Saul het Dawid fyn dopgehou vanaf daai dag.
Koning Saul was egter weer bedruk. Dawid het musiek gemaak en probeer om hom te kalmeer. 3 keer het Saul sy spies na Dawid gegooi, maar dit het Dawid elke keer gemis. Saul was bang vir Dawid, want hy het geweet die Here is met hom en het Saul verlaat. Jonathan, Saul se seun, was lief vir Dawid soos 'n broer. My vader Saul sal vir jou doodmaak. Hy het Dawid gewaarsku. Dawid het weggegaan. Sy vrou het 'n afgodsbeeld in sy bed gesit en Dawid het die venster laat afsak in die middel van die nag. Saul se manskappe het in die oggend gekom, maar Dawid was weg. Dawid moes ver wegvlug van Saul af. Hy en Jonathan het 'n belofte aan mekaar gemaak. Hulle het beloof dat hulle mekaar altyd sal help. Hartseer het die 2 vriende totsiens gesê. Dawid het gegaan om 'n plek te vind waar hy kan woon sonder om bang te wees vir Saul se soldate en dat hulle hom sal kry. Fluit, die storie is uit.